Ek lees vir graag Matteus 25, hele klomp verse, dis die gelykenis van die talente. Hy sê in die 14de vers, want dit is soos 'n man wat op reis wil gaan, en sy diensknegte roep, en aan hulle sy besittings toe vertrou. En aan een gee hy 5 talente, en aan ander 2, en aan ander 1, en aan elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. En een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 'n ander 5 talente gewin. Net so die een wat 2 ontvang het, self 2 ander verdien. Maar hy wat 1 ontvang het, het in die grond gaan begrawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van hierdie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, en oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het jy aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou en oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar jy nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar jy nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms, wat aan my behoort het, met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een wat 10 talente het, want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, vir hom sal weggeneem word, ook wat hy het. En werp die nuttelose diensknegt in die buitenste duisternis, daar sal geween en geknars van tande wees. Wow. En dis nie 'n grapie nie, Jaco. Al is daar 'n grapie oor hierdie tande storie, nê. Wow. Geliefdes, is 'n moeilike gedeelte in die woord, is dit nie? Iets wat nogal eintlik 'n mens so 'n bietjie eintlik op die punt van jou stoel wil bring en sê, wat is die Here besig om hier aan ons te wil oordra? Is ons in die moeilikheid? Is daar moeilikheid vir ons? Nou, kom ons begin weer by die begin. Wat ek al hoeveel keer vir u gesê het, en ek dink is belangrik, en ek gaan dit seker nog baie keer vir u sê. In die eerste plek moet ons reeds besluit het dat God goed is. Dat hy altyd goed is. En dat hy beter weet as ek en jy. So, as ons dit vir mekaar, so ons weet dat God goed is, en hy is altyd goed, en hy weet beter as ek, dan word hierdie gedeelte so half makliker om nie in 'n kritiese situasie in te val, en te wil val en sê, wel, ons dien eintlik 'n onregverdige Heer nie. Wat as jy nie iets gaan doen met die talent wat hy jou gegee het nie, jou in die buitenste duisternis gaan werp, daar waar daar geween en 'n geknars van tande is nie. Want onmiddellik wat jy dink, wow, gestel nou ek is die een wat die 1 talent ontvang het, en ek het niks met daai talent gedoen nie, dan sê hierdie woord vir my, ek is bestem om tussen ouens te wees wat op hulle tande byt. In 'n buitenste duisternis. Dis angsvallig, is dit nie? Geliefdes, maar as ons weet dat God goed is, en weet dat hy altyd goed is, en weet dat hy beter weet wat is die beste vir jou en my,
dan moet ons die goed ook in hierdie gelykenis gaan soek. En ook besef dat niks in die skrif is ingegee verniet nie. Die hele skrif is ingegee en is nuttig om jou en my op te bou en ons gereed te maak vir daardie dag wanneer die Heer terugkom. Nou sê hierdie ding, hy vat 'n lang tyd om hy terug te kom. En dis baie keer 'n groot probleem, want as jy lank nie die Heer gesien het, kan jy dalk vergeet wat die opdrag was. En laat ons nie in daai struik val, omdat die Here Jesus lank terug, meer as 2000 jaar terug, van hierdie aarde af verhuis het na sy hemelhuis toe nie. Laat ons nie in daardie struik val, om te sê, wel, ons weet nie of die Heer gaan kom nie. En ons weet ook nie of hy regtig so sal optree om 'n ou wat niks met die talent gedoen het in die buitenste duisternis te gooi nie. Ek het daarom ook skrifte gelees wat sê hy's 'n God van liefde. Laat ons nie in daardie struik val nie, geliefdes. Dit is werklik so dat in daardie tyd 'n ryk Heer van sy rykdom, van sy eiendom in die hande van sy diensknegte sou laat. Dit is nie 'n storie wat geen grond het. Dit het gebeur in daardie tyd. Dat die Heer besluit het, hy gaan op reis en hy gaan van sy rykdom, van sy geld. Wanneer hy hier praat van talente, dan is dit in werklikheid geld. Dis letterlik geld waarvan hierdie talent praat. En dit het so gebeur dat die Heer dan gaan en hy vat sy geld en hy gee dit vir die diensknegte en hy sê, kyk julle daarna, want weet julle wat, hierdie slawe was baie betroubaar. Hulle was regtig diensknegte en hulle Heer het op hulle vertrou, daarom het hulle uitgesoek. Maar geliefdes, wat ook belangrik is, wat ons nie moet mis nie, is dat hy van elke knegt gegee het, die slaaf gegee het, volgens sy bekwaamheid. Hy het nie ou met 'n taak belaai waarvoor hy nie toegerus was nie. Geen een van hierdie knegte wat iets ontvang het, kon sê, ek was onbekwaam om met dit wat aan my gegee is, dit wat aan my toevertrou is, iets meer te kon maak nie. Nou een talent sê, een van die kommentaarskrywers, Carson, hy sê dit is omtrent 6000 denarius. En as jy kyk in die somme wat hy maak, dan sê hy, om vir 'n dagloner om 6000 denarius bymekaar te kom, denari bymekaar te kom, so jy omtrent 20 jaar moes werk. So geliefdes, wanneer hierdie Heer dan nou van hierdie talente uitdeel, en hy deel 1 talent vir 'n ou, het hom in elk geval 'n groot fortuin geld aan hom toevertrou. Dit is nie asof jy kan sê, maar hierdie ou het 5 gekry, nee, ek het 1 gekry, nie, kyk hoe min het ek gekry, nee, kyk hoe baie het ek gekry. 20 jaar se arbeid om by 1 talent uit te kom. So geen een van hierdie talente kon sê, nee, hierdie diensknegte kon sê, kyk hoe min, kyk hoe werklik, letterlik min het hy aan my toevertrou. Nee, die feit dat hy 1 gekry het, meen dat die meester het hom onderskei as een wat bekwaam is, en wat met hierdie 1 kan woeker en iets vir hom doen. Hy het vertroue in hom gelaat. So, ons moet ons nie blind staar teen die feit dat daar 1 talent genoem is nie. Hierdie 1 talent was werklikbaar baie waardevol. So die talent was letterlik geld, maar in die toepassing van hierdie gelykenis is dit belangrik dat ons dit nie net as geld sal sien nie. In die toepassing van hierdie gelykenis is dit baie belangrik dat ons ook hierdie talent sal sien as bekwaamheid, vermoëns en tyd. Om regtig die waarde te bid van wat die Here Jesus wou gehad het, ons moet uit hierdie gelykenis vir ons vat. Geliefdes, God is nie onregverdig nie, omdat hy nie vir almal dieselfde hoeveelheid talente gegee het nie. Inteendeel, hy is juis regverdig, want hy gaan nie van jou iets verwag waartoe jy nie in staat is nie. Hoor jy dit? Hy is juis regverdig dat hy vir die man wat hy 1 gegee het, net 1 gegee het. Want daardie groot taak, daardie hoeveelheid 6000 denari,
was 'n groot verantwoordelikheid vir hierdie man wat net een kon hanteer. Hy sou nie meer kon hanteer nie. Dit maak God juis regverdig dat hy net vir hom een gegee het. Moenie dat die Satan vir jou leuen vertel en sê ek het te min talente van God ontvang en daarom kan ek nie skitter soos ander wat baie talente ontvang het nie. Nee, dit is belangriker dat jy sal weet die Here het geweet waartoe jy in staat is, waarvoor jy bekwaam is, dat hy jou toegerus het vir wat hy jou voor die taak oplê en dat jy dan daar die talent sal vat en daarmee werk. Dit is baie belangrik. God is nie onregverdig nie. Hy is 'n regverdige God. Een ding is verseker, hoe meer jy ontvang, hoe meer het jy verantwoording om aan te doen. So groot, die ou wat 5 talente ontvang het regtig waar baie meer verantwoordelikheid gekry as die een wat 1 talent gehad. Hy moes aan baie meer verantwoording doen. Dinge kon vreeslik makliker vir hom skeef geloof het as vir die ou met die 1 talent. Hy het regtig baie balle gehad wat hy in die lug moes gehou het, geliefdes. En so, God is goed, God is regverdig, God is getrou en God weet wat hy doen. Kan ek 'n amen kry? Amen. Geliefdes, is belangrik dat ons nie net fokus op die beoordeling van die ou met 1 talent nie, maar ook by die beoordeling van die ou met 5 en 2 talente, want daarin is daar baie te leer vir ons. Het is maklik om te dink die ou met 1 talent is uitgewerp in duisternis, maar kyk dat God die ou met 5 en die ou met 2 presies dieselfde beoordeel. Hy beoordeel hulle nie verskillend nie. Daar's nie 'n verskil in beoordeling aan die een wat 5 ontvang het, aan die een wat 2 ontvang het nie. Hy beoordeel presies dieselfde. Dit sê vir ons dat God is regtig, werklik waar 'n regverdige God. En so, toe die een met 5 by hom kom, toe sê hy vir hom, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Die ou wat 2 kom, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Beide van die ou wat 5 ontvang het en wat 2 ontvang het, word oor baie aangestel. Hulle word presies dieselfde beoordeel. En dan wanneer hy by die een kom wat 1 ontvang het en dit lyk of die beoordeling tog tot 'n mate of die uitspraak op die beoordeling anderste is, dan sien ons dat daar vir hom nog steeds 'n uitkomkans. So die feit dat God dan ook sê, welgedaan, goeie en getroue diensknegte, sien ons dan, dat dit het nie vir God gegaan oor die geld wat hierdie mense ingevorder het nie. Dit het nie gegaan oor die syfer nie, oor die 5 of die 2 nie. Dit het gegaan daaroor dat hulle getrou was in wat hulle gedoen het. God het hulle getrou geag. Getroue dienaars. Met ander woorde, hulle was betroubaar. En al wat die een wat 1 moes ontvang het, hy moes ook betroubaar gewees het, soos die een met 2 of die een met 5. Dan het hy presies ook dieselfde beoordeling ontvang as hulle, in die sin is dat hy sal oor veel aangestel gewees het. Maar God, het gaan nog 1 stap verder, toe hierdie man hom adresseer, toe adresseer hy hom lelik. Hy sê, ek weet dat u 'n harde man is, dis nie waar nie. Die ander 2 het God nie as hard beleef nie. Hy sê, ek weet dat u maai waar u nie gesaai het nie, wat nie waar is nie. Hy voeg die Here en Meester 'n klomp goed toe wat nie waar is nie, en dan sê hy, maar omdat ek u ken, omdat ek u ken, hy het hom juis nie geken nie. Want as hy hom geken het, dan sou hy sy geld gaan begrawe het nie. Hy het hom juis nie geken nie. Maar nou kom hy met slim praatjies. Ek het u geken. Geweet dat u harde, ongenaakbare God is. Heeltemal weg van die punt af. God toets hulle regverdigheid, hulle getrouheid. Hy is nie op die proef nie. In elk geval gee God vir hom nog steeds die antwoord wat sê, nou as jy dan geweet het, dat ek 'n harde man is,
En God ontken dit nie, hy probeer dit nie eens onweerlê. Die meester probeer dit nie eens weerlê nie. Hy sê, ek is dan hard, want jy sien my as hard. Ek is ongenaakbaar, want jy sien my as ongenaakbaar. Ek maai waar ek nie gesaai het nie, want jy sien my so. Nou as jy dit weet en jy ken my so goed, hoekom het jy nie my geld gevat en by die wisselaars gaan belê nie? Dan sou ek ten minste rente gekry het op my geld. Maar omdat jy nie my geld by die wisselaars gaan belê het nie, vat hom, vat daai talent, gee dit vir een met 10, gooi hom in die buitenste duisternis. Geliefdes, die gedeelte openbaar nie aan ons wat sou gebeur het as hy dit in die wisselaars ingeding het nie, maar wil jy vir 'n oomblik jou gedagtes laat gaan? Dink jy hy sou in die duisternis geland het as hy ten minste die geld by die wisselaars gaan indien het? Ek dink nie so nie. Ek dink nie so nie, as hy net dit gedoen het, dat hy daar die talent gaan vat het, met die geldwisselaars gaan deponeer het hy tog iets daarmee gedoen, en nie niks daarmee gedoen nie. Dis baie belangrik. Geliefdes, in die koninkryk van God, is mense, die koninkryk currency. Nie geld nie, nie dollars nie, nie rande nie, en nie enige van die wêreldmarke se wisselkoerse nie. Mense is die wisselkoers in die koninkryk, en so as God vir jou in die koninkryk aanstel, gaan jy iets met mense moet doen. Jy gaan mense moet bereik, jy gaan met mense moet in verhouding staan, jy gaan mense moet bedien. En ek glo uit my hele hart het dat as ons kyk, en ek gaan later 'n bietjie oor bedieninge praat, nie vanoggend. Maar dit is belangrik dat ons sal besef, God gee aan elke man en vrou bediening. Net soos hy talente gee. En ons moet daar die bedieninge woeker. Dis belangrik, dis belangrik. Maar as ek vanoggend vir jou sou vra, en moet asseblief die hand opsteek of antwoord nie asseblief. Hoeveel talente dink jy het jy ontvang? Seker 'n moeilike vraag, nee. Weet jy, dit maak nie saak of jy dit ontvang het nie. Maak nie saak of jy ontvang het nie. Want die een wat 2 ontvang het, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Maak dit dan saak of jy 5 of 2 ontvang het? Hoekom sal dit dan saak maak as jy 2 of 1 ontvang het? So vanoggend is dit nie die regte vraag nie. Wrong question. Kan ek 'n ander vraag vra? Mag ek? Is dit oukei? Dink jy dalk enige van die talente wat jy ontvang het, het jy al begrawe? As jy so voel, dat daar 'n moontlikheid is dat jy iets van God ontvang het en niks daarmee gedoen het nie, het jy nodig om te repent. Daar's nog tyd. Daar's tog tyd. So, dink net vir 'n oomblik, 'n harde gelykenis. Maar jy kom in 'n plek waar jy daarmee gekonfronteer word. Jy besef, ek het 'n talent van God ontvang, ek het 10 talente van God ontvang, maar ek doen niks daarmee nie. Jy sê, Here, vergewe my, en jy staan op, spring aan die werk. Die meester het nog nie gekom nie, julle. Is dit nie goeie nuus nie? Ek weet ons moet hom verlang, nee. Ek weet ons moet na hom verlang. Verlang julle na hom? Dis belangrik. Ek weet ons moet. Maar gestel nou net, jy sê vanoggend, ek wonder ek het daarom een van daai talente van my begrawe het. Dis nie te laat nie. Dis nie te laat nie. Ek wonder as ek 'n uitnodiging sou gemaak het vanoggend, en asseblief ek gaan nie, moenie hande opsteek nie. Hoeveel mense moes vanoggend bely en sê, Here, ek het die talent wat U aan my gegee het begrawe. En hoe sal dit lyk in ons konteks
het iemand langs my pad verby my gestuur en ek moes vir daai ou gebid het, ek moes vir daai ou bedien het. Ek gee maar net voorbeeld, ek meen, kan dink hoe die goed moet vermeerder, maar ek meen, dit gaan oor siele, dit gaan oor mense, dit gaan oor om uit te reik na ouens wat swaar kry, en dit gaan daarna om uit te reik na mense wat hom nodig het. Dit hoef nie noodwendig swaar te kry nie. Dit gaan oor mense, maar ek het 'n geleentheid gehad om goed te doen en ek het nie. Ek het 'n geleentheid gehad om iemand te bedien en ek het nie. En ek het geleentheid gehad en ek het dit nie gebruik nie. Ek het die geleenthede nie gebruik en ek het die vermoë want ek kan vir iemand bid. Ek het 'n bediening gehad, maar dit was te moeilik en toe laat ek hom doodgaan. Wel, as jy 'n bediening het, moet hom nie laat doodgaan nie. Gee hom eerder weg. Saai daai bediening, sodat daar rente kan opkom, vrug kan wees op jou bediening, maar moet hom nie laat doodgaan nie. Of smelt saam met iemand anders saam, werk saam met iemand anders, kom, deponeer dit by die wisselaars. Dat daar rente kan wees, dat daar vrug kan wees op die talent wat God jou gegee het. Ons praat, geliefdes, oor diensbaarheid. Ons praat oor diensbaarheid. Soos ek laas week gesê het, daar is 'n inherente kwaliteit by Jesus, by die Heilige Gees, by die Vader, wat sê hulle is gereed om altyd te dien. Hulle wil altyd ten voordeel van die mens werk en iets doen. Jesus sê, my Vader werk en ek werk ook. Hulle werk altyd. In wie se belang werk die Vader? In wie se belang werk Jesus? In wie se belang werk die Heilige Gees? In ons belang. Nou sê hy, ons moet hom as 'n voorbeeld gebruik. Geliefdes, diensbaarheid, daardie karaktereienskap wat in Jesus was om te kom en te kom dien. Dis 'n goddelike ding, dis nie in die mens, in die natuur gebore, dis nie bonatuurlike gebore. Dis iets mooi, dis iets kosbaar, dis iets om oor te gaan sit en iets te oorweeg. En as kinders van die Here, as volgelinge van Jesus Christus, het ons nodig om te sê, hy is ons voorbeeld. Hy is my voorbeeld. Ek wil doen in die pad loop wat my meester gedoen het. Hy sê dit vir Petrus, hy sê, Petrus, ek wil vir jou sê, hulle gaan my doodmaak en hulle gaan my nie, dit en dat doen, maar as hulle dit aan my doen, gaan hulle dit ook aan julle doen. Hulle gaan dit aan jou doen, Petrus. En Petrus is onderste bo gekruisig. Maar dit was nie vir hom swaar nie, julle. Dit was nie vir hom swaar nie. Hy het geweet vir wie hy dit doen en hy het geweet in wie se voetspore hy loop. Ons moet hierdie goed is met die regte oë, ons het die regte bril nodig wanneer ons na dit kyk. Regtig waar ons het nodig om so 'n bietjie ons denke te verander. Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee hier uit van Paulus. Ek dink Paulus was 'n mooi voorbeeld van 'n diensknegt. Sou julle met my saam kon stem? Paulus was regtig vir my 'n mooi voorbeeld. So kom ons gebruik hom as 'n voorbeeld. Hy kom in 1 Korintiërs 6 van vers 9 en hy sê, of weet julle nie, nee, kom ons gaan eers terug. Hy sê, ons is julle slawe, sê hy in 1 Korintiërs hoofstuk 6, in die 9de vers tot die 11de vers. Dus hy kom en hy sê vir die gemeente van Korintiërs, hy sê, ons het gekom om as julle slawe te dien. Hy sê, ons is julle diensknegte. En nadat hy vir hulle sê, ons is julle diensknegte, dan sê hy 'n paar moeilike goed. Ek weet nie of ek die goed wil lees vir u nie. Maar in elk geval is nie Bybel. So, kom ek lees dit. Dan sê hy aan hierdie ouens wat hy nou net gesê het, ek het gekom om julle slaaf te wees. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Nou praat hy met sy gehoor. En dan gaan hy voort. Hy sê baie rustig, geliefdes. Onregverdige mense gaan nie in God se koninkryk kom nie. Maar sy gehoor is almal wedergebore kinders van God. Dit wil vir my voorkom of dit moontlik is om wedergeboorte te ondergaan en ook die koninkryk te mis. As ek nou as hierdie gedeelte kyk, gaan lees dit vanmiddag. Dan gaan hy voort en sê, hy moenie dwaal nie. Geen oorreders of afgodsdieners of egbrekers of wellustiges of sodomiete of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie.
Eerste, hy praat hard met hierdie mense. 'n Lang lys van goed wat hy sê, hierdie goed sal maak dat julle nie die koninkryk van God beerwe nie. En by implikasie sê hy dit dan vir hulle. Maar dan praat hy met hulle verder, hy sê, soos julle was, voordat ek met julle gepraat het, voordat ek gekom het om julle te dien as slaaf, was julle so. Jy moet die gedeelte gaan lees. So hulle was 'n klomp skelms en onregverdiges, slegte ouens, maar hy het 'n slaaf gekom, hy het hulle gedien. Hulle was dit, hulle is dit nie meer nie, maar hy kom dien hulle. Maar waar kom hy vandaan, geliefdes? Hierdie uitsoekgeleerde onder die Jodendom. Hy was in die beste skole van die rabbies. Hy het onder die groot Gamaliel geleer. Hy was 'n rabbi van rabbies en hy sê dit. Nou kan ek vir iets vertel van ortodokse Jode. Daai klomp ortodokse Jode bid in die oggend en sê hulle, Here, dankie dat ek 'n Jood is en nie 'n heiden nie. Dankie dat ek 'n man is en nie 'n vrou nie. Met die denkpatroon was hy geskool. Tot Jesus hom beet gekry het. Toe Jesus hom beet kry, toe word hierdie ou wat die oggende sou bid, dankie dat ek Jood is en nie heiden nie, dankie dat ek 'n man is nie 'n vrou nie, toe draai om te sê, ek is nou julle slaaf. Iets het verander in hom, iets het totaal al geskuif in sy hele wese, sy karakter het verander, hy het anders begin dink. Dit is 'n mooi voorbeeld, is dit nie? Soos ons na mense toe kan en sê, julle was sleg, maar omdat ek julle kom dien het die Gees van God iets hier in jou kom doen. Iets wat ek nie vir jou kan doen nie, maar omdat ek 'n slaaf was in diens van my meester, omdat ek my talent nie begrawe het nie, kon die meester my diens, my slawerskap vat en iets hier in jou binneste doen wat mense nie kan doen nie. Kon hy ook iets in jou doen sodat jy kan sê, ek was dit gewees, ek is dit nie meer nie. Is dit nie amazing nie? Geliefdes, kan ek iets vertel van my preekvoorbereiding? Ek het 2 stelle preke gehad waarmee ek gewerk het die week en ek het hierdie eerste preek gehad dat ek met u wou praat oor engele. En toe besluit ek om dit net as 'n byvoegsel te sit en nie as 'n preek te gebruik om 'n totale preek oor engele te preek nie. En vanoggend toe kom Nick na my toe sê hy het 'n gesig gehad oor engele en hy kan eendag daaroor getuig. Maar in elk geval toe besef ek, maar God wil tog hieroor iets sê. Ek wil vir u lees wat sê Hebreërs van engele. En nou sal die snaak sien my hak aan my preek, hoe ek het hak. Vergewe my vir hierdie manier wat ek dit nou hak, maar kom ons lees nou wat sê Hebreërs. Hy sê in Hebreërs, die skrywer van Hebreërs sê die volgende, hy sê oor die engele, hy sê, is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Geliefdes, wanneer ek en jy sê ons is in diens van God, dan is ons dieselfde geselskap as Paulus, maar ons is ook in dieselfde geselskap as engele. Want hulle is vir diens uitgestuur ter wille van die wat die saligheid sal beerwe. Dit klink vir my of Paulus ter wille van diens uitgestuur was ter wille van die wat saligheid moet beerwe het. Lees maar die briewe. Dis hoe dit vir my klink. Waarvoor is jy uitgestuur? Om wat te doen? Waarvoor het God jou geroep? Waarvoor het God my gered? Waarvoor? Ek moet dit vir myself antwoord. Ek moet vandag of wanneer ek tyd in sy teenwoordigheid ons moet doen, Here, ek weet, U het my geroep en U het my opdrag gegee. Die opdrag was dalk om by een van julle te kom stilstaan. Het ek dit gedoen? Dis die vraag, waarvoor is ou geroep? Maar ons is geroep as diensknegte julle. In diens van God. Net soos die engele. Nou in Jesaja lees ons
Hy sê in die sterfjaar van koning Josia het die Here sien sit op die hoë en verhewe troon. Terwyl sy so met die tempel gevind het, serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad, Nico. 6 vlerke. En met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Geliefdes, wanneer jy lees oor die gerubs, nie die serafs nie, die gerubs in Esegiel, dan lees jy, hulle het nie 6 vlerke nie, hulle het 4 vlerke. Hulle is almal diensknegte, geliefdes. 'n Gerub is iets waarop God ry, dis 'n stryd vir hom. Jy kan die skrifte gaan ondersoek. God ry op die gerubs. Hulle is dienaars van God. Die serafs is vurige wesens. Hy praat daar van die kole, maar hulle was vurige wesens, kyk per definisie daarna. En hulle is diegene wat die troon van God omring en diens doen aan God. As ons nou op Openbaring 5 toe gaan, dan kom ons agter dat hierdie hemelwesens is nie bang om te val voor die Here nie. Hulle is nie bang nie. Hulle het nie 'n waardigheid wat aan hulle kleef nie. Daar is nie iets wat sê, ek moet my waardigheid behou nie. Hulle is daar om te aanbid. Nou kan ek iets vertel van die verdeling van diens en aanbidding in die hemel. 2/3 is aanbidding, 1/3 is diens. So 2/3 van hulle tyd aanbid hulle God, sodat wanneer hulle diens doen, hulle dit ordentlik kan doen. En deel van ons lewe moet wees, ons hele lewe, as diensknegte van God, moet alles ingerig word. Ons moet tyd skep waarin ons God waarlik kan aanbid. Ons kan nie na 20 minute moeg wees vir aanbidding nie, julle. Ekskuus. Ons kan nie na 20 minute moeg wees vir aanbidding nie. Aanbidding is dit wat ons in staat stel en wat ons bemagtig om diens te doen vir God. Dis wat ons vlerke sal gee wanneer ons met diens doen. Daar's 'n inspanning wat plaasvind wanneer ons diens doen, maar met die vlerke wanneer ons onsself toevou in sy genade en sy liefde, dan is ons met aanbidding besig, julle. Dit gaan altyd met 'n handeling gepaard. Ek het dit nou die dag vir u gesê. Nêrens in die Bybel vind jy aanbidding waar 'n liggaamsdeel nie betrokke is nie. Ek wil amper dit so sê. Nou moet u is nie dom nie, so hoor nou mooi, moet nou nie goed gaan hoor wat ek sê, wat ek nie sê nie. Maar as jy nie bene het nie, kan jy nie loop nie. As jy nie 'n liggaam het nie, kan jy nie aanbid nie. Nou sê jy vir my sê, maar wat van 'n ou wat gebreklik is en nie kan beweeg nie? Moet dit nie moeilik maak nie. Moet dit nie moeilik maak nie. Jy kan sekerlik aanbid sonder 'n handeling van 'n liggaam, want dit is jou gees wat God aanbid. Maar wanneer hulle gees God aanbid het, het hulle koppe gebuig, het hulle knieë gebuig, het hulle op hulle pens gaan lê, het hulle hande gelig. Daar was altyd 'n handeling. Daar's 'n diens wat gelewer word, julle. Daar is diensbaarheid, daar's 'n attitude van ons weet in wie se teenwoordigheid ons is. Maak al die verskil, Here. Ons moet sy diensknegte wees. Petrus is 'n voorbeeld, maar kom ons los dit. So volgende week vir julle daarvan vertel. Julle, dis 'n voorreg om Jesus volgeling te kan wees. Dis iets om op trots te kan wees. Dis iets regtig, dis iets groot, julle. Dis groter as om gekies te word vir die Springbokspan. Regtig waar, julle. Ek weet dit, julle glo nie wat ek sê nie, maar julle, dis groot. Dis groot om Jesus se volgeling te kan wees. Om vir sy span gekies te kan wees, is iets groot. En hy kies ons. En almal het nie almal 5 talente gekry nie, maar een is genoeg. Een is genoeg om hom mee te dien. As ons wil. As ons dit nie begrawe nie.
As ons die voorbeeld van 'n Paulus of 'n Petrus of 'n engel wil volg, geliefdes, weet u nie, dat as ons 'n bietjie mooier sou praat in ons huise, dat ons veel meer kere engele sou huisves as gaste? Besef u dit? Het is nodig dat ons let op wat ons sê. Het is belangrik. Ons moet mooi praat. Ons moet nederig voor God wees. Ons is nie 'n klomp groot praters nie. Soms vanuit 'n minderwaardigheidskompleks situasie en praat ons groot, sonder dat ons regtig wil, maar mag die Here ons daarvoor vergewe. Maar as ons mooier praat, dan sal ons engele huisves julle. Dis Bybels wat ek sê. Ek preek die Bybel. Kan ek amen kry? Ek preek die Bybel vir julle, ek kan alles vir julle in skrifte wys. Kom ons bid saam. Here, dis 'n voorreg om U te kan ken, Here. Dis 'n voorreg, Here. Dis 'n voorreg om U kind en U knegt genoem te kan word, Here. Dis 'n voorreg, Here. En mag, Here, die heerlikheid daarvan, Here, vir ons net regtig waar oorweldig vanmôre, Here. Mag die heerlikheid, die roeping van U vir ons as U kinders en U knegte, U volgelinge, vandag ons oorweldig, Here, dat ons soveel waarde daaraan sal toevoeg, Here, dat ons sal selfs besluit om mooier te praat, Here. Beter te luister na U opdragte, Here, en beslis nie die talente wat U ons gegee het te begrawe nie, Here. Ag Here, help ons, Here. Help ons, Here, baie keer as hierdie skrifte gelees word, Here, dan voel dit vir my of dit te groot is, Here, maar help ons, want ek weet dat U goed is, Here, en ek weet dat U net goed vir my en elke man en vrou in hierdie plek bedoel, Here. En U dit bewys. U dit bewys, Here. Dankie daarvoor, Here. Ag Here, wees met ons, Here. Wees met ons in hierdie week, Here. Wees met ons wanneer ons 'n diens vir U moet lewer, Here. Iets vir U moet doen, Here. Hoe gering dit ook al mag wees, Here. Dat ons dit nie sal sideline en nie doen, Here. Dat ons U opdragte sal uitvoer. Ek bid dit in Jesus naam, Here. Ek bid dat U Gees, Here, ons sal lei en dat U Gees, Here, ons sal dring om U teenwoordigheid op te soek en U gebooie te bewaar, U opdragte uit te voer. Ek bid dit in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie vir wat U vir ons doen. Dankie, Here. Amen.